Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê, Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Het jy met rekkies gespeel as kind? Baie van ons het rekkiegewere gehad, wat jy dan gebruik het om iemand anders mee te skiet. Maar waarvoor is 'n rekkie regtig gemaak? 'n Rekkie is gemaak om te rek. Wanneer 'n rekkie nie gerek word nie, doen dit nie dit waarvoor dit gemaak is nie. As 'n rekkie nie van tyd tot tyd gerek word nie, en net in sy gemaksone bly, word 'n rekkie bros, en dan breek hy baie maklik. Ons geloof is baie soos 'n rekkie. In die sin dat, as dit nie gestrek en getoets word nie, word dit bros en swak. Ons geloof moet gerek en getoets word. Want dit is eers wanneer ons uit ons gemaksone gestrek word, wat ons geloof ontwikkel. Is God besig om jou geloof vandag uit jou gemaksone uit te strek? Miskien rek God vandag jou geloof deur jou laat te wag vir 'n sekere deurbraak in jou lewe. Weet, daar is 'n doel daarmee. Jy sal nooit die buitengewoon in jou lewe bereik as jou geloof nie buitengewoon gerek word nie. So as jy vandag deur 'n moeilike tyd gaan, onthou die volgende. Geloof is soos 'n rekkie. Sommige dae sal jou geloof gestrek word tot uit jou gemaksone uit. Maar dit is juis hier, buite jou gemaksone, waar jou geloof ontwikkel en sterker word. Die doel van 'n rekkie is nie om gestrek te word tot waar hy breek nie. Nee, hy word net gebring tot by sy volle potensiaal. Net so is dit ook in jou geloofslewe. Here, dankie dat U 'n doel het met die beproewinge in ons lewens. Help my om geduldig te wees en om te volhard